dis dan Pieter Botha vanmôre aan die woord. En ek ken vir Pieter afgetrede Nuwe Testamentikus by Unisa. En hy het ook redelik in die historiese Jesus navorsing gedoen. En ek het eintlik vir Pieter gevra of hy nie vir ons iets oor Andries van Aarde en sy bydrae gesien in die lig dat Andries is einde verlede jaar oorlede. En eintlik niemand het eintlik iets oor Andries gesê nie. Daar's vreeslik min oor Andries gesê. Ek was by die begrafnisdiens ook gewees, maar ek het dieselfde ervaring daar gehad as ek gehad het met die begrafnisdiens van Willem Vorster. Die bydrae van Willem Vorster is net geïgnoreer en die bydrae van Andries van Aarde is by sy begrafnisdiens eintlik geïgnoreer. Maar onthou hy is as 'n ketter gesien. Ja, maar ten spyte daarvan. Was 'n goeie ketter. Ja. Goed, so baie dankie Pieter dat jy ingestem het en ons luister graag. Hoor eens baie dankie dat julle kom luister. Hierdie is nou nie die opwindendste tema nie. Dit is 'n kwessie, dit is moeilik om edutainment te doen met historiese Jesus, vol wat in 'n Suid-Afrikaanse konteks. Dit is 'n uitdaging hoor. So prys julle self dit is nie opwindend nie hoor. Baie dankie dat julle kom luister het en so Sakkie gesê het, as hy nie doelbewus gevra het nie, sou ek nie hieroor praat nie. Maar daar was ook 'n ander rede. Op 'n stadium het hulle vir Andries van Aarde 'n feesbundel gemaak. Julle ken my, ek is baie konservatief, ek is baie tradisioneel en so van. En ek dink dat as jy deelneem aan 'n feesbundel vir 'n geleerde, dan moet jy daarom met hom in gesprek tree en jy moet sy publikasies bietjie lees en seker en so van. En ek is 'n stadige leser, ek is maar dom en so van, en dit vat baie lank om net 'n bietjie my te vertrou met wat alles wat Andries mee oorgewerk het en so. En ek besef toe ek moet liewer maar onttrek, want ek gaan nie die opdrag was om binne 2 maande ding voor te doen. Ek weet nie hoe enigiemand 'n artikel in 2 maande skryf nie, akademiese artikel nie. Nog minder hoe jy nou 'n gesprek met iemand tree in 2 maande. So ek het onttrek van daai ding, maar nou toe sak jy nou daar en sê ek, wel, ek het mos nou klomp notas al reeds en ek het bietjie daaraan gewerk en so van so nou. So dit is alles nou net 'n bietjie, ek wil praat, julle sal sien hierso, as ons oor die historiese Jesus, jy my nou so vra, historiese Jesus in Suid-Afrika, dan sal ek nou wil sê, dit is nou, hier is 'n persoon, histories beteken toch ons praat van 'n persoon, 'n mens, 'n man, 'n werklike, 'n historiese mens. En as jy nou oor Jesus nou as 'n werklike mens wil praat, ek wil sê, my perspektief op die navorsing oor hierdie mens is, hy word geïgnoreer, die werklike mens, hy word geïgnoreer, hy word geminag, hy word misverstaan en hy word misbruik. En ek het gesukkel om nou te sê, want dit is nie heeltemal waar oor Andries van Aarde nie, jy kan nie, so daarom het ek nou die subtiteltjie daar met 'n waardering vir Andries van Aarde se bydrae. En ek hoop ek kan julle iets wys daarvan, dat daar is wel iets Andries okay, nou net, jy weet nou, dit is wat ek wil doen. Ek het 6 punte. Ek wil net so 'n bietjie ter inleiding bietjie oor geskiedenis en historiografie en historiebewussyn sê, ek wil 'n bietjie die konteks skets. Kyk, dit help nie ek sê ek vertel julle van Andries van Aarde en ek skets nie 'n bietjie die konteks waarbinne hy sy werk. So dit is nou hoekom dit so boring gaan raak. Nou, ek moet julle nou hier so 'n bietjie vertel van ander Suid-Afrikaanse wetenskaplikes. En ek gaan nou nie die Johannes Du Plessis wat Sakkie al so goed beskryf het nie, of Colenso of daai ons nie, ek gaan baie kortliks net 2 voorbeelde bespreek om 'n bietjie die konteks vir historiese Jesus navorsing in ons land in Suid-Afrika te kry.
Maar wil ek wel daarom ietsie sê oor daar's daarom ook kritiese perspektiewe. En daar wil ek vir Willem Foster oproep. En vir so 'n ander ou, sy naam is Pieter Crawford, miskien het julle al van hom gehoor. En dan van 'n ander simpel ou, Pieter Botha. En dan wil ek oor Andries van Aarde 'n bietjie hopelik heel wat te sê kry. Baie kort beoordeling en so van. En dan wil ek daarom sê, jy weet, hoekom doen 'n mens historiese Jesus navorsing? Why bother? Ek het gesoek vir 'n mooi Afrikaanse vertaling vir why bother. En ek het nou besluit om dit te doen en waarom dit doen. Ek by sê, ek dink die historiese Jesus was, ek het dit beskryf, hy is 'n abrasive personality. Ek soek toe nou vir Afrikaans en die woordeboeke sê Afrikaans vir abrasive is skuurend. En toe self wel in my om te sê nee, 'n bietjie moeilikheid soek het. Maar dit so ons praat in Afrikaans, maar jy besef elke keer hoe om betekenis te kommunikeer is meer as om net 'n woordeboek op te soek. Right. Julle het hierdie paragraaf hierso gesien, daar in Europa en Albert Schweitzer maak 'n groot punt daarvan, hoofsaaklik in Duitsland. Baie interessant, en hy sê, hoekom in Duitsland? Hy vra, hoekom in Duitsland? En dan gee hy 4 redes, hoekom nou juist in Duitsland? Maar dan in Europa in die 19e eeu het 'n klomp baie intelligente en toegewyde geleerdes sê, kom ons begin kyk na die Bybel as ons doen 'n bietjie geskiedskrywing. Wanneer ons ontleed en interpreteer die tekste voor ons die geskiedenis net, voor ons die storie net oorskryf en ons plak geskiedenis daarop en so. En dit is eintlik 'n baie merkwaardige tyd, en dit is 'n ontwikkeling wat die intellektuele en akademiese wêreld in Suid-Afrika eintlik ons het dit misgeloop. Een van die interessante redes om te vra, hoekom het dit net so? Ja, ons het ander vir ons moes die Engels beklei, weet jy, ons het oor die bergige dinge is en weer terug en al sulke goed en so. En baie konkreet. Skool ten spyte, dis praat van die onderskeid tussen geskiedenis en werklike geskiedenis, nee. Skole was nooit belangrik nie. Dit is eers onder die nasionale party dat skole vir Afrikaners belangrik geword het. So as jy nie eerbode kan lees nie, hoe sal jy nou die boeke lees van hierdie geleerdes as 'n kind? Daar's 'n klomp redes daarvoor en so van, maar dit het by ons verbygegaan. En is eers hier laat in die 20ste eeu wat in hierdie wêreld, in die teologiese wêreld, in die godsdienstwetenskaplike wêreld in Suid-Afrika 'n soort van 'n ontdekking was van hierdie geweldige ontwikkelinge wat al 100 jaar terug plaasgevind het in die Europese konteks. Ou F.A. van Jaarsveld het 'n baie belangrike en insiggewende artikel geskryf oor die Afrikanerdom as 'n agterhaalde histories agterhaal. Wat hy daarmee bedoel is agterhaal, hy het ook gesukkel om 'n goeie Afrikaanse woord te bedoel is wat jy is agterhaal as jy die bus gemis het. En F.A. van Jaarsveld het hy is nou 'n historikus, né? Hy het gevoel oor geskiedskrywing is so oppervlakkig. Nou, ek dink as hy gedink het is oppervlakkig, want jy moet sien dat hy nou van historiese is. Anyway, so daar's baie redes om dit so 'n bietjie laat by ons belangrik begin word het en so voort. Ek noem hierso in my opsommingkie 'n swak ontwikkelde historiese bewussyn, die groot rol wat heilsgeskiedenis gespeel het. Nou hier's 'n woord wat ons 'n paar keer gaan gebruik vandag, heilsgeskiedenis. En dit kom uit die Duitse wêreld, Duitse teologie, Heilsgeschichte.
In heilsgeskiedenis is die veronderstelling, jy kry twee soorte geskiedenis. Daar is die gewone geskiedenis, maar dan is daar geskiedenis waar God werk. Maar jy kan net in daai geskiedenis deel, en jy kan dit net sien as jy gelowig is. Nou jy kan dadelik sien die dilemma van 'n debat tussen hierdie partye. As jy byvoorbeeld sê, jy kan net geskiedenis verstaan en lees en reg interpreteer as jy gelowig is. Dan sê jy mos byvoorbeeld, ek kyk met 'n baie spesifieke bril. Nou, ek wil net by sê, weet as ons, ja, laat ek aangaan. Laat ek aangaan hierso. Ek is nou by dit nou reeds. So 'n kortlikse woord vooraf. Julle weet, een van die goed wat ons maklik onderskat is ons NANers roem graag dat ons tolerant is en dat ons respekvol is en dat ons is oop. En weet julle, baie mense sê na die tyd, nee, maar dit is nie waar nie, want ek beleef dit nie so. En dit is 'n belangrike ding, as 'n mens wil selfkrities wees, wat jy met jouself dissiplineer, om as die ander een nie voel, daar is toleransie en respek nie, dan is ek mos tolerant en respekvol. En as ons praat oor godsdienst, is dit en oor geloof, is dit een van die uitdagings vir iets wat ek baie moeilik verstaan. Ek dink dit is simpel om 'n heilsgeskiedenis te glo. Daar's geskiedenis of daar is nie. Jy kan nie daar's geen verskil tussen heilsgeskiedenis en nasionalistiese propaganda in beginsel mos. So as ek daaroor praat, dan wil ek net byvoorbeeld ek probeer, en dit is iets wat ons moet raak sien, historiese bewussyn het te doen daarmee dat jy die kompleksiteit raak sien, die verweefdheid, prosesse. Historiese bewussyn is nie om te vra, het dit gebeur nie. Dit is om te vra, wat het gebeur, met wie, en uit watter perspektief. Skuif ek my perspektief, dan het ek heeltemal ander. Dit is 'n historiese bewussyn. Ek het 'n paar mooi opmerkings gemaak oor op Facebook. Historiese bewussyn is meer as net die kwessie van. Maar dit beteken ook dat 'n mens moet probeer dit weier sien, probeer kontekstualiseer wanneer jy sukkel om 'n ding te verstaan. Dat mens nie net verval in beledigende en vernederende opmerkings nie. So as ek 'n partykeer 'n bietjie nou hierso, jy sê nou net, wag 'n bietjie Pieter, jy jouself trap nou daai ding wat jy nou sê, want ek dink dit is simpel hierdie heilsgeskiedenis dan so. Maar dit is mense, dis binne 'n konteks, dis ook baie vroeë mense wat die ding anyway. Hierdie heilsgeskiedenis het 'n groot rol gespeel in ons teologie, hoor. Jy weet, as jy die dogmatiese boeke lees wat deur Suid-Afrikaanse teoloë geskryf is, dis heilsgeskiedenis, dis uiteindelik heilsgeskiedenis. En jy besef, elke keer as hulle die woord histories of dit het werklik gebeur of die ware Jesus en so van, dan is dit 'n vertekende, 'n miskende, 'n gebruikte Jesus wat hulle eintlik daar uitstal vir jou. En daai gesprek is verskriklik moeilik. Wat jy en dit is, ek het al 'n vorige keer ook gesê, jy weet, ons moet oor hierdie goed dink, 'n kompleksifisering. Nie op 'n lyn nie, hierdie dingetjie lei na daai dingetjie, lei na daai dingetjie, maar 'n klomp goed wat verweef is, wat saamhang en so van. Soos, jy kan nie sê jy maak historiese opmerkings, as jy nie, as jou veronderstelling is, daar was nooit fotone wat van die een punt na die ander punt te beweeg het nie. As daar nie fotone beweeg het nie, dan weet jy nie daarvan nie. Jy kan nie daarvan nie. Jy verstaan, as jy nie weet daai, wil dit jy met daai hele kompleksiteit van jou wetenskap, jou idees oor liggaamlik en al die goed speel 'n rol daarin om te kan sê wanneer is 'n ding. En dit is hoekom heilsgeskiedenis bietjie problematies is. Dan ook die sukses van die evangeliese sieligheid. Al was 'n hervormde professor Gert Pelser. Ek het die woord gebruik. Hy sê een van die probleme met teologie in ons land is dit gaan oor die sieligheid. Jy weet, as daar nie eens iets is nie, hoe kan jy hele teologie daaroor skryf?
So hulle nou verstaan wat ek bedoel. Maar seligheid is 'n baie groot ding. Ek weet nie. Dis 'n liggaam en 'n siel. Bietjie pateties. Daar's 'n liggaam en 'n siel. En die eintlike ding waaroor dit gaan is hierdie siel. So as hierdie beheptheid met die siel en dit is die sieligheid. Dit is die sieligheid. Jy kan maar apartheid bedryf. Ons kan gaan oorlog maak, ons kan Angola binneval en so van, maar die eintlike ding wat die kapelaan daar moet doen is, jy moet tot net nie die kolonel kritiseer nie, of jy moet sê, jy dames, wat doen ons hier so nie? Jy moet sê, is jou siel reg. Dis sieligheid. En nou, Gert Pas, ek nou is die vinger absoluut geleep, kernprobleem in theologiese ontwikkeling ons hier. Die sukses van die evangeliese sieligheid. En dan is dit natuurlik, ja, ons is allemaal Afrikaners, ja, Suid-Afrikaners, maar ons kultuur is patriargie en autoritaire houdings is ingeweefd. Ons generasie, ons worstel daarmee en so van. En ons probeer ons bes, maar dit is in ons grap, dit is in ons, en dit is ook so in ons theologie, wat ons sal jou vertel wat is die waarheid. Ok. Ek wil net beklemtoon, ek dink nie, een van die probleme met die historiese Jesus navorsing is, jy kan nie, en tensy ons nuwe inligting kry, nuwe dokumente uitgrawe of so iets, jy kan nie 'n biografie van Jesus skryf. Dis onmoontlik. So al die geleerdes, selfs Andries van Aar wat probeer, hulle praat van the life of Jesus. Jy kan nie 'n biografie, ons het nie die inligting nie. Ene mense, dit is so maklik om in te sien, ons het nie daai inligting nie. Ek en, wat maak jy van 'n ouetjie wat hy, van 'n storie wat sê, hy is 12 jaar oud en so van, en hy vrede die priesters in die tempel uit. Terwyl sy ma en pa verdwyn. Jy weet, daar elke aspek daarvan is, dit kon nooit gewees het. Jy hoef nie 'n wetenskaplike te wees en so van. So ons het nie die inligting, ons weet niks van hoe hy groot geword het nie. Ten spyte van Andries se indringende werk oor die kwessie. Ons weet nie hoe hy groot, ons weet nie wie sy ma en sy pa nie. Ons weet niks van waar hy groot geword het, sy persoonlikheid. En ons het nie enige inligting daaroor nie. So dit kan nie gaan oor 'n biografie nie. Ek sê dit byvoorbeeld, op die beste kan jy nie maar aspekte, moontlike momente belig, jy kan dit kontekstualiseer en jy kan dit interpreteer. So een van die dinge wat ek wil oordra hier byvoorbeeld in alles is, 'n groot deel van die historiese Jesus navorsing is eintlik 'n teologiese Jesus. Elke keer omdat jy het net weer 'n teologiese Jesus is. En van dit kan baie meeslerend wees. Dit is baie mooi, kan aangrypend. As ander skryf oor Jesus in die armes, dit is baie aangrypend. Baie treffend. En dit is inspirerend en dit laat jou dink oor hoe jy op en so van. Maar jy kan nie sê dit is histories nie, want ons het nie daai inligting. Maar en dit laat ek net wys, julle weet as jy 'n gesprek is oor die historiese Jesus, daar's gewoonlik nie gewoon, daar's ander goed ter sprake. Soos evangelie of seligheid of so, daar's iets anders toe, ander goed wat ook 'n rol speel en so. So ek het wil net 'n bietjie iets sê oor geskiedenis en julle weet wat interessant is, hoekom is daar 'n dinamika dat daar voortdurend historiese Jesus navorsing sal wees is gewoon omdat Jesus so merkwaardig, so groot raaisel eintlik is. Dit laat ek dit liewer so sê. Dit is 'n groot raaisel in ons westerse kulturele wêreld en geskiedenis. Hy is wel baie bekend. Almal weet van Jesus Christus, Jesus Christus. Maar eintlik weet ons, juist omdat ons so min weet, kan ons so baie daarvan maak, né? Dit is wat gebeur. Dis juist omdat ons so min weet, ons so baie daarvan kan maak. Maar ons wil tegelijkertyd wil 'n groot deel van die bedryf wil jou oortuig dat daar's 'n werklikheid. En jy sien, daar kom die woord, daar kom die stories in. Daar's 'n werklike aspek,
the real Jesus, soort van. En omdat ons so min weet, omdat ons so voortdurend, sal daarvoor die dinamika is inherent in die proses, dat ons gaan iets werkeliks daarvan maak. Ek wil net sê, mense, die geskiedenis is, geskiedenis is die verlede, né? Die verlede is verby. Ja, daar is nie toegang tot die verlede as ons, né? Jy begryp dit, ons kan nie, ons kan in herinnering roep, en ons kan data bestudeer en geskiedenis skrywe, en dit kan goed wees as ons 'n goeie historiese bewussyn het, maar die verlede as sulks is nie 'n objek wat ons kan uithaal uit die verlede. Ek het persoonlik ietsie daarvan ervaar, toe ons kinders was, ek en my sussie, toe een Sondag, toe vang ons nou 'n paar dinge aan, jy weet, ons nou, ma en pa wil net stilte hê, so, ons is toen, ons al voldoen 'n bietjie kwaai, en my pa vlieg uit die kamer uit en hy sê, wat gaan aan? En my pa, die beleid gehad, die meisie praat eerst, Kobie kan eerst sê. En ek luister na my sussie en ek dink, jou klein boer, eerlikheid, dis nie wat gebeur het nie. En my pa kyk en hy sê, en jy, okay, wat het gebeur? En ek sê, wat het gebeur? Nou kyk hy so tussen ons toe, hy sê, nee, sy is reg. En ek kry 'n pak slag. Maar ek dink, tot vandag toe, hy het so tussen ons toe gekyk en hy het net besluit, dis die maklikste. Want om nou uit te werk, wat is die eintlike storie, is net te veel moeite. Kobie is reg, ek is verkeerd en so van. En ek en Kobie het my sussie, ons het altyd nog, ons moet nog terug, ons het die ding nog uitpraat. Hier is 2 weergawes en ek weet, ek is reg. En een van die wat ek myself mee troos is, ek het 'n goeie geheer. Ek weet ek het 'n goeie geheer, so die kans dat sy verkeerd is groot. Ene mense, my sussie is oorlede, ons het nooit die storie uitgesorg en sy is dood. My ma is in die versorging net, sy het Alzheimer's, sy weet nie wat sy onthou en so van. Sy dink ek is wel man, dis hoekom ek 'n baard gegroei daai tyd. Sy tog nie dink ek is wel 'n man, want eerlike mense. Anyway, en nou sit so en nou praat sy babbel so 'n bietjie en ek geen eintlik regtig handig nie, want dit maak nie veel sin wat sy sê. Miskien kom maar wag 'n bietjie. Ek weet waarvan sy praat. En nie vertel sy van die Sondag wat ek en Kobie so en met sy jong man weer gehad. En ek dink jy is nie net 3 weer gehad is en so van. En ek moet nou vir julle by sê en nou sit ek en dink dit is waarskynlik die korrekte ene. Maar hoe kan ek weet? Sy het Alzheimer, sy weet nie wat sy sê nie. Sy kan nie onthou nie. Maar daar sy nou hierdie storie. Maar jy verstaan nie, die verlede is verby. Iets kan nie. Oor 'n paar jaar as ek dood en daai hele gebeurtenis is forever weg. Nee. Geskiedenis is baie problematiese. Goed. Ek het dan wil ek iets oor die konteks van historiese Jesus navorsing in Suid-Afrika. Nou wat baie interessant is sak net op baie langer met op Weestel. Jy sal nie glo hoeveel weerstand daar is in ons akademiese wêreld teen die historiese kritiek. En jy sit tog te dink as jy sê geskiedenis is so belangrik, dan moet jy mos voluit wil gaan vir historiese kritiek. Ja, nou iets, maar ons val op die kweekskole, dit is by ons ingehamer. Die historiese kritiek kan 'n bydrae dalk lewer. Dit is die beste wat die ouens wou sê. Daar was hierdie weerstand teen historiese kritiek. En die metodes wat ons geslag geleer is, het te doen met die teks alleen. Net die teks. Jy kan die ideologie van die gesag van die Bybel, net die teks. Jy moet net die teks lees. Baie versigtig wees vir die historiese kritiek.
En 'n klomp van Sakie se werk byvoorbeeld is eintlik 'n manier om te sê, maar mense historiese kritiek is die sleutel. Dit is belangrik. Dit is hoe mens vorder, hoe jy tot ander insig kom. Die snaakse ding is, daar sal natuurlik heeltyd vir jou vertel word, maar die geskiedenis is belangrik. As hierdie webblad, website, webtuiste, webblad. Webwerf, as jy reg hoor. Maar reg. As hierdie webwerf. Ag, iets soos, ek het dit hier neergeskryf, ek sal dit in 'n oomblikie kry, jy moet so 'n oomblikie kans. Glo die Bybel. Glo die Bybel tot sewe, glo die Bybel. En daar is een van die wat hulle nou fulmineer teen die Spangenbergs en teen die ander en so van is een van die redes want ons ontken die geskiedenis, die feite. Maar as jy nou vir een van die vra, nou oké, maar wat sê jy nou van Willem Foster se bydrae so? Dan gaan jy so, nee, ek staan nie behoorlik uit. Maar as jy as geskiedenis so belangrik is, hoekom weet jy nie van die navorsers in die bedryf nie, hè? Dit is so maklik. Dis dieselfde soos jy sê, geskiedenis, ek het dit gehaat op skool, ek wil niks aan mee te doen nie. Dis net 'n klomp datums sê hulle die hele tyd. My magtig, dis mos wat geskiedenis is. As geskiedenis belangrik is, dan doen jy die moeite en dit is nie boring en vervelig en vir ander mense en sulke dinge nie. En daai daar's 'n verstommende voorbeeld van hoe wat ek gou kan aangaan. Die ander ding is dat daar's 'n beperkte ontwikkeling van 'n kritiese ingesteldheid. Jorie Leroux, en of julle hom ken nie, dit was Jorie Leroux, Ou Testamentikus, merkwaardige geleerde. En Jorie Leroux het sy groot taak gesien om ons historiese kritiek, die belang van historiese kritiek. Jorie het 'n baie insiggewende artikel geskryf oor die gebrek en ontwikkeling van 'n kritiese ingesteldheid onder teoloë en teologiese geleerdes. Want ek het al gepraat oor wat is kritiek en so van. As ding krities is, jy moet net skepties wees. Jy moet skepties wees oor die dwaalleraars. Dan is jy krities. As jy skepties is oor sakkies, dan is ek krities. En weet krities is baie meer kom en is 'n daai ingesteldheid en ook om jouself te bevraagteken. Dit moet ons 'n bietjie agtergebly het. En op hierdie webtuiste, webwerf is daar 'n oulike voorbeeld waar die ouens Gadamer aanhaal. Ek is by voorbaat, daar is niks vir myself, ek is gewoonlik of kwaad of baie suspicieus as iemand Gadamer aanhaal, want dit is een van daai denkers, groot denkers, reg ernstige denkers, wat almal so sinnetjies, so slagspreekie uit hom uit en so van hier. En dan kom jy agter, boggers het nooit Gadamer gelees nie, en nog erger, hulle probeer nie eers Gadamer verstaan nie, nee, dis nou die historiese bewusheid, hoe sal ek dan Gadamer verstaan? Maar werkelijk Gadamer te sê, Gadamer sê, die tradisie is belangrik. Ons kan die tradisie vertrou, ons moet met die tradisie werk. So, die opstanding en die wonderwerk en al die goed is reg en soort van Gadamer. Gadamer het nie dit gesien nie. Gadamer sê, om te probeer verstaan, is soos 'n dialoog, is 'n gesprek. So moet jy verstaan. En waarna jy moet streef is, jy moet daai betekenisse van die ander een, moet jy probeer vasstel, en jy moet jou betekenisse in 'n dialoog, in 'n wisselwerking probeer kry. Dat jy daai horison van betekenisse en jou horison van betekenisse versmelt in 'n nuwe horison. 'n Nuwe horison is nie als is okay, kom ons keer terug in die nuwe horison, jy weet nie, daarom is baie ander manne, jy weet nie vooraf waar jy gaan uitkom. As jy behoorlike dialoog beoefen, dan weet jy nie waar jy gaan uitkom nie. Maar jy kan by voorbaat sê, ek gaan nie uitkom by die tradisionele belydenis en sulke dinge en so van nie, want dan was daar mos nie 'n versmelting wat 'n nuwe horison skep. Anyway, ek het genoeg daaroor gesê.
Ja, en dis wat ek eintlik wil sê, ek probeer iets sê, die woord verstaan word baie onverstandig gebruik baie keer en so van. En dit is soos recur, ek dink ook recur, recur praat van 'n tweede naïwiteit, maar daai tweede naïwiteit beteken nie 'n keer terug na waar jy was nie. Die tweede naïwiteit is, jy weet nie wat dit is nie, want jy moet eers deur hierdie kritiese ding gaan, en waar jy uitkom is iets anders. En jy kan nie self. Okay, nou 'n bietjie in Suid-Afrika. Nou hier is, soos ek het nou al genoeg gesê daaroor, dit is eintlik maar meestal baie keer negatief. Daar's talle artikels vol in HT in die hervormde teologiese studies en NGTT, baie artikels wat sê wat is hierdie historiese Jesus ding nou eintlik so van. So daar's tradisioneel is daar 'n baie negatiewe houding oor die soort van. En ag, dit is maklik om te wys. Nee, jy lees hierdie aanspraak op historiese Jesus. Nee, jy nou dink as jy nou wil 'n historiese Jesus, as jy nou wil 'n biografie oor Jesus kyk. Nou wie het sy klere gewas? Waar het die kos vandaan gekom? Wie het die kos gemaak? Selfs 'n ewen sal sê, Jesus het mense na die maaltye toe genooi. Wag 'n bietjie, wie het betaal vir daai maaltye? Ek wil net sê, dis soos om 'n goeie storie te spoil met feite. En ander ding is, jy weet wat jy agterkom, hulle praat nie reg oor die historiese Jesus nie, is, ek weet, het Maria nou nooit sy poefiedoeke skoongemaak. Waar het hulle gaan poefie? Wat het hulle gedoen? Hoe het daai kant gewerk? As ons nou die mens wil beskryf, dit is nie die historiese Jesus nie, dit is 'n vertekending, so van, dit is maklik, soos ek kan aan baie. Nou wil ek graag ietsie sê, ek het net twee ouens hier wat ek wil ietsie vir julle van vertel, as 'n konteks. Die een is Albert, weet julle van Albert Nouwen? Ja, hy is 'n Dominikaanse, hy is 'n Dominikaanse priester, ek het foto's onderweg. Wat ek? Ja, daar is Albert Nouwen toe hy redakteur was van die tydskrif The Conversation, wat deur die regering elke nou en dan het hulle so uitgawe van die Conversation verbied. Want Albert Nouwen het hom uitdruklik geskaar aan wat hy nou gesien het as die uitgebuite meerderheid van Suid-Afrika. Hy is baie ernstig en eintlik, jy weet, anyway, hy het baie toekennings gelees, dis so 20 jaar terug, en hy het 'n boek geskryf, Jesus Before Christianity. En jy kan dadelik sien, die aanspraak is dit is 'n historiese Jesus studie, Jesus Before Christianity. En weet julle, dit is die mees suksesvolste Suid-Afrikaanse teologiese boek van alle tyd. Meer as 170.000 kopieë verkoop, in 9 tale vertaal. So, as jy wil praat oor die historiese Jesus navolgings, dan moet jy moet iets sê oor Albert Nouwen se Jesus Before Christianity. En hy sê uitdruklik, hy wil weet jy, hy het in sy orde, in die katholieke kerk, het hy vreeslike aansien geniet. En op 'n stadium is hy bevorder tot die meester van die orde, van die, ons noem dit nou maar die Dominikaanse orde, maar is eintlik die Ordo Predicarum, soiets. In elk geval opium. Maar hy is bevorder tot die meester, maar hy het dit geweier, want hy wou in Suid-Afrika bly. Dit is 'n beroep na Rome toe. Hy wou in Suid-Afrika bly en hy wou betrokke wees by die bevrydingsstryd in Suid-Afrika. So jy kan dalk sien maar opstuur sy, wat kan jy verwag van sy Jesus Before Christianity? Hy sê, hy wil nie, hy het 'n urgent and practical purpose.
En dit is altyd 'n ding van geskiedenis, ons het altyd 'n urgent and practical purpose. I'm concerned about people, the daily sufferings of so many millions of people, and the prospect of much greater suffering in the near future. And my purpose is to find out what can be done about it. En hy skets dan 'n historiese Jesus wat 'n nie 'n vegter, maar 'n bevrydingsstryder is. Iemand wat betrokke is by die bevryding van mense. Nie in 'n gewelddadige of 'n militaristiese sin nie, maar waar jy mense oortuig dat jy kan hoop hê, jy kan saamwerk, jy kan mekaar help. Baie mooi, baie treffend eintlik en so voort. En hy sê dan oor goed soos wonderwerke en Jesus opstaan en dan sê hy bietjie so, maar dan sê hy wat jy moet raak sien, is tradisioneel dink mense vanuit God na Jesus toe. En dan soek jy die goddelikheid by Jesus. Hy sê maar wat hy dink die historiese Jesus ons wys. Die historiese Jesus wys ons God. So wat jy in Jesus sien is eintlik God en goddelik. Waar jy liefde vir jou naaste het en waar jy kos gee en sulke dinge en so van. Dit is waar God is en dit is waar hy sê as jy na die tyd waar jy dan nou eintlik dan nou God uitstraal en goddelikheid bring, dan dis mos waar Jesus opgestaan het. Ja, Dit is nog nie 'n feit nie. Anders so. Maar hy sal ewig met jou verskil want doen jy dit of doen jy dit nie. Of daai mens Jesus dit gedoen. Daai mens weet ons nog nie of dit is. Maar ek sê maar nou net wat hy nou sê, ja, dit is reg, hoe jy so. Hy maak nog die punt dat Jesus het eers Johannes die Doper gevolg. Johannes die Doper was baie meer radikaal as Jesus. Johannes het gesê, bekeer julle, toon berou, of julle sal sy dinge so. En toe Johannes nou sterf, toe besef Jesus volgens Nolan, toe besef Jesus nie, het so radikaal, dit kan nie dit wees nie, jy kan nie sê, daai of, die straf, jy kan nie dreig nie, jy moet 'n ander boodskap, die hoop van 'n koninkryk, jy moet dit vir mense gee. Die koninkryk is nie 'n plek nie, dis 'n aktiwiteit. En so dit is hoe hy Jesus, hy sê, ek vertaal sommer 'n bietjie so van, hy sê die koninkryk van God kan die koninkryk van Satan vervang. Nou die koninkryk van Satan is natuurlik in die Romeinse ryk, né? En die koninkryk van Satan is die huidige bestaande bestel, want hy praat toekomstig oor die Romeinse ryk, né? Maar dis Satan se ryk. En wat is die kenmerke daarvan? Dis geld, aansien, eksklusiewe groep solidariteit, exclusive group solidarity is sy woorde, en power, mag. En jy kan sien teenoor wie uiteindelik, teenoor wie sit hy sê Jesus en wie is die Romeinse ryk eintlik in sy plek. Ek wil 'n bietjie vinnig aangaan. En ek dink in Albert Nolan se werk, mense dis 'n treffende boek. En jy dink oor baie van hierdie goed. So van, maar klein uit die oogpunt uit van 'n historiese Jesus studie, sien ons eintlik hier so die hart van die probleem wat grondliggend is aan baie historiese Jesus navorsing. Aanspraak is histories. En hy het baie historiese gegevens daarso. Hy beroep hom op heelwat navorsing ook oor die Romeinse ryk en sulke aspekte. Die aanspraak is histories en daar is historiese inligting, maar dit is eintlik 'n preek. Dit is eintlik 'n historiese roman. Dit is daar's 'n genre, historical fiction. Dit is eintlik die genre van die meeste historiese Jesus, historical novel, historiese fiksie. Dit is 'n genre waarbinne die verhaal deels gebaseer word op ware historiese feite en binne spesifieke historiese agtergrond afspeel, maar met versinnende elemente om die verhaal op te kikker. In een van my Hollandse bronne staan as op te leuken. Ek like daai op te leuken, maar dis nou maar my vertaling is my was op te kikker, 'n bietjie to pull you in, om jou emosioneel te soos 'n goeie storie doen, né? 'n Goeie storie verteller. Hoekom
is goed, party stories baie meer suksesvol. Kry dit reg om daai emosies in jou in die gang te kry. En dit is wat hierdie, dit is eintlik 'n bietjie versinsels binne met historiese gegevens en historiese agtergrond om jou emosies aan die gang te kry. Om die verlede te beleef, deur dit op 'n bepaalde manier voor te stel en met sekere emosies op te wek. Ek verwys hier ook na Georgi Lukács, baie interessante marxistiese literêre kritikus wat baie aandag gee aan hoekom is historiese novelles, historiese dramas so belangrik vir ons en so van iets. En ek dink hy's reg. Dit is wat ook een van die dinamikas is wat goed, julle vra wat ook ons van. Ek wil ietsie sê oor Prof Andri de Tooy. Ek praat al maar van oom Andri, want hy was ook my doktervader. Andri de Tooy is dis hoe hy gelyk het toe hy predikant was in universiteitsoord. En dis hoe hy 'n bietjie onder die studente het hy bekend gestaan as 'n bedonderde ou was. En dit kan sien. Maar een van die dinge van oom Andri is hy het in Duitsland gestudeer, eintlik in Switserland. Hy het sy proefskrif in Duits geskrywe. Baie goeie Duits. Sy Duits is beter as Afrikaans. Maar iets wat hy probeer in sy werk, in sy lewe, in sy roeping en oor te dra aan sy studente is dat jy kan wetenskaplik wees. En die uitdaging vir 'n Bybelwetenskaplike is om 'n wetenskaplike te wees. Jy moet metode hê, jy moet 'n goeie metodes hê. Jy moet jou bes doen om objektief te wees. Hy het regtig, dit was vir hom regtig belangrike aspekte. Hy het in die 70er jare het hy 'n boekie van, dink ek het 'n fotootjie hierso. Ja, so hierso is twee ouens, dit is jammer oor die foto, maar hierdie is net daai die 50er jare, né? So die ou in die linkerkant is Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann wat prontuit gesê het van histories Jesus kan ons niks weet nie. In elk geval, en die ou in die linkerkant is ook 'n Duitse naam van Günter Bornkamp. Bornkamp het 'n boek geskrywe oor die historiese Jesus. En oom Andri het dit in Afrikaans vertaal. Kan julle dit glo? In Afrikaans vertaal, né? En hy het die boek voorgeskryf vir die studente. Dit is van sy lewe. Nou was ook kabal daaroor gewees. Want hierdie Bornkamp, nou wat nou interessant is, hoe hy oom Andri dit verdedig. Bornkamp skryf die boek, hy sê in sy voorwoord, sê hy, hier is die kritiese maksimum wat ons kan weet van Jesus. Met ander woorde, dit is soveel as wat jy kan weet van Jesus. 'n hele boek van wat ons dan kan weet. Kritiese maksimum. Daar is ander goed, maar dit val nie binne die kritiese. Andri skryf die boekie voor en hy verdedig homself toe nou voor die ouens. Dis ten minste 'n kritiese minimum. So sê jy kan nog 'n klomp kritiese goed bysit, maar dis die kritiese minimum waarmee ons kan werk. Maar julle kan insien dat hy het probeer, hy het erkenning dat die historiese kritiek is belangrik en so al wat hulle so van. Ek wil net 'n stukkie oor wat hy homself, oor homself sê. In Basel, hy het gestudeer en hy het sy proefskrif geskryf oor Oskar Kuhlmann in Basel. In Basel, I was strongly influenced by Karl Barth and Oskar Kuhlmann. The former made me aware of the joy and freedom of affirming the gospel message. En mense, as iemand sê, dit bring jou vreugde en vryheid en seker en mens moet respectvol staan daaroor. Julle weet, ek het oom Andri een keer, ons het baie keer baie vastgesit. Een keer wil ek nou toe sê, van Pieter, daar moet iets na die dood wees. En dit gee hom vrede, die evangelie, dat hy weet, na sy dood, is sy saak reg met God. En nou sien julle daai kloof, dit is vir my baie moeilik,
dit is hoe dit beteken vir myself. Ja. Maar, dit was gewoon baie belangrik. En dit moet 'n bietjie eerbied teenoor so iets staan. In elk geval, dit het hy nou by jou Karl Barth geleer, the joy and freedom of affirming the gospel message, in contrast to the bleakness and poverty of a purely rational, anti-metaphysical approach. En ek ervaar dit net omgekeerd. Dit is waar ek vreugde in diepte in vind. So van hoe ons daai verder kom, moet oor 'n klomp ander goed eintlik oplos, uitpraat en uitsorteer. Coming from the Kirchenkampf, nobody was more suitable than Barth to impress on me the evils of the apartheid theology. Hy was een van die professore wat teen apartheid was in die nasionale partye en die regering van die dag gekritiseer het. Hulle het in die 80 toen so 'n briefie gepubliseer, hervormingsdag briefie. Hier vandag lees net. Maar op sy dag, ek weet nie die ouens, Prof Willem, ek kan nou nie iets sê oor Prof Willem. Eerlik mense, ek het nog niks van hom gesê. Jy weet nie, die veiligheidspolisie het Prof Willem se kantoor kom deursoek. Ek was daar, skop hulle die lessenare om en hulle gooi die laaitjies uit en sulke dinge. En hulle was ook wantrouig teenoor Prof Ander. Want hy het die les in elk geval, the evils of the apartheid theology. My previous studies were mainly grammatical historical. My studies under Kuhlman introduced me to the historical critical paradigm, and which certainly contributed to its shaping my vision. But I became convinced that Bultmann's vision, if carried through consistently, would mean the end of authentic biblical theology and faith. En Kuhlman, sy doktervader se sluitwoord aan hom was, his farewell injunction to me was, Herr de Toit, bekämpfen Sie Bultmann in Suid-Afrika. Sy, André se groot job was om Bultmann te bekämpfen. Maar al wat hy reg kry, my laat Bultmann lees in my tyd dat ek in die kerk gewerk het, ek weet Bultmann gepreek. Ironies, nee. Hoekom is Bultmann? Bultmann begin sy studie oor hoe moet jy die Nuwe Testament verstaan. Begin hy so, hy sê, jy kan vandag 'n ligskaper aansit en dink dit is dieselfde wêreld waarin Jesus geleef het. Is dit nie 'n belangrike beginpunt nie? Dis 'n ander wêreld. En Bultmann sê jy moet Jesus, hy het die woord ontmitologiseer. Wat hy daarmee bedoel dat jy moet dit vertaal in filosofiese begrippe, in filosofiese begrippe wat sin maak vandag. Ten diepste is daai stories is mitologie, want dit grondliggend aan dit is sekere waardes wat in daai terme uitgedruk word, en ons moet daai waardes in vandag se filosofiese begrippe. So 'n bietjie kritiese bydraes. Hier is Willem Foster. Mense, ek het dan weer ek is 'n redakteur van 'n tydskrif, Nuwe Testamentika. Nuwe Testamentika is volgende 60 jaar oud. En dan wil ons 'n bietjie wat het Nuwe Testamentika gedoen in die 60 jaar. En André was die eerste redakteur van Nuwe Testamentika en Prof Willem die opvolger en so van, en sit ek aan. Maar in elk geval lees ek so, nou wil ek 'n stuk skryf oor die 60 jaar van Nuwe Testamentika. Lees ek Prof Willem se woorde, mense, hier is 'n geleerde, hier is 'n belangrike denker. Hier was ou wat en vandag niemand weet eers van Willem Foster. Soos ek jou sê, vra jy het die storie gehoor en wat sê jy van Willem Foster se perspektief? Wie is Willem Foster? Hy is jonk dood op 53, 10 Januarie 1993. Anyway, maar hy het, ek wil gou vir julle ietsie net wat hy sê oor die historiese Jesus, wat ek dink nogal, wat hy sê, om die vraag te vra of Jesus 'n Christen was,
Dit is in 'n sekere sin 'n anakronisme. Maar dit is ook 'n baie belangrike aspek van die verstaan van die Christendom in sy oorsprong. Jesus was 'n Jood en nie 'n Christen in die kerygma sin van die woord. En dit is 'n belangrike ding om te besef. Histories, as ons 'n tydmasjien kon bou, om konfronteer Jesus van Nazareth, so hy weet jy so, hy is nie weet nie, whatever hy was, hy kon nie geweet het wat van die Christendom, want dit het in die toekoms gelê. Hy kon nie geweet het van alles wat oor ons gebeur. En nou probeer met daai punt gedryf en so, ek gaan nou nie veel meer sê nie. En dan het Peter Crawford ook 'n merkwaardige, onthou, dit is 'n bietjie net so vinnig kritiese perspektiewe. Hy sê The Life of a Galilean Shaman. Boek wat baie negatiewe reaksie in die bedryf bietjie opgewek het. Maar dit is meeste ons nie, hulle kyk nie na die titel nie, hulle sê Jesus is 'n shaman. Maar Peter sê nie Jesus is 'n shaman nie, hy sê hy pas die sosio-wetenskaplike model van 'n shaman, van 'n holy man. Dit kan jy Jesus pas. Hy het in hierdie boek het hy 'n indringende kritiek geskryf oor die historiese Jesus wat regtig baie goed is. Laat ek weet jy gaan nou die laat ek daarom ietsie sê oor Andries vandag. Mense gaan soos uit my kop uitpaal. So dit is hoe Andries gelyk het, dit is sy propaganda foto. Dus jy kan sien, die mooi geposeerde foto. Korterige man en so van ek 'n partykeer gedink hy het bietjie KGB-sindroom. Maar baie ernstig dierbare toegewyd en so van. Ook een van sy geposeerde foto's, die denker, hy het gereeld deelgeneem aan seminare en so van, en dan het hy altyd 'n gesprek gehad, keer het met die. En ek hou van hierdie foto waar jy met die verlede by die SBL geneem, Society of Biblical Literature, al so groot kongres. En ietsie vrolik, die mooi kant van 'n Andries en so. Hy het 'n klomp goed geskryf, maar sy groot uit die Fatherless in Galilee, Jesus is Child of God. En Andries het hy begin by die punt, maar hoekom weet ons niks van Jesus se pa nie? Hoekom is die wat ons van hom voorgestel word, is duidelik sulke fiktiewe stories. Josef wat wie Josef, daar is ook apokriewe geskrifte oor Josef en so van. En Andries sien die punte, maar hoekom is daar al die tekste wat iets sê oor Josef en so is so duidelik. Dis of 'n apokriewe evangelie uit die 3de, die 4de of die 5de eeu, en die 3 of 4 sinnetjies in die evangelies is so totaal onduidelik. En maar Jesus het waarskynlik niemand, hy het nie geweet, Jesus, historiese Jesus, nie geweet wie is sy pa. Hy het nie 'n pa gehad nie. Hy het groot geword in 'n huis waar daar 'n vader is. En dan gebruik Andries allerlei vergelykende studies. Wat is die implikasies vir 'n mens wat vaderloos groot word? Negatief en positief. En hy maak die hele Jesus se identifisering met God en dat hy die seun van God is. Sy oorsprong lê daarin dat hy vaderloos groot geword het. En volgens Andries verklaar dit hoekom Jesus sekere houdings openbaar, soos dat Jesus is negatief oor families. Jy met jou broer en jou suster met jy los. Jy weet, as dit jou laat struikel, jou familie jou laat struikel, kap jou hand af, dis kritiese opmerkings. En dit sê anders, dit kom uit vaderlose en daai identifisering en daai noue band met God is. Dit is waar hy versorging, en dis wat hy wil oordra in sy werk en sy lewe, die historiese Jesus is die versorgende God, die God wat jou kan help, wat vir jou pa kan wees, wat mense nooit kan wees en so. Dus, ja. Toe het, hierdie is, Andries het die Andrew Murray prys gekry in 2022, daar kan jy sien, dis Andries, Rudolf Botha, boekie oor Christelike leierskap, hy prys half gekry,
Laurie Gaum, Ernst Conradi, Prof. Stellenbosch, Piet Smit, gospelsanger, Ernst, wie sê hy? Louis. Dankie, Louis Jonker, ekskuus. Sy kollega. Wat toevallig ook interessant het geskryf oor die historiese bewustheid, maar jy woon in my geval. En hy het dit gekry vir hierdie twee boeke, Jesus, Paul and Matthew, volume 1, Jesus, Paul and Matthew, volume 2. Ja, net so fris goed, al die 800 bladsye. Plek bietjie stammelend, sal ek nou sê. Maar wat Andries in die boek wil wys, die twee boeke wil wys, is die historiese Jesus, dan Paulus wat van die boodskap begin om 'n Christendom te maak, en dan Matteus wat dan eintlik 'n soort van 'n kerk begin maak. Jesus, Paul, Matthew, die historiese proses, en hy stip 'n bietjie daai wording van historiese Jesus en sy paar disippels na 'n sendingbeweging, na 'n geïnstitusionaliseerde organisasie. Dis nou die idee van die titel en so van. En wat interessant is, die eerste wil ek konsentreer op discontinuity in content, continuity in substance. So daar's in substans, is daar 'n lyn van Jesus, Paulus en Matteus, maar daar's ook discontinuïteit. En dit is 'n belangrike kritiese insig oor die ek weet nie van hierdie kontinuïteit altyd en so van nie, dit sal ek nou sê, dis nog uit. Maar daar is hierdie kontinuïteit in substansie, maar daar is ook discontinuïteit verander nie. Ons het ook al. En dan in die tweede en to and from Jerusalem is dit die historiese Jesus is Jerusalem toe, daar is hy beweging uit Jerusalem toe, en dan later in die kerkgeskiedenis is die Jerusalem weer daan Constantijn se tyd kom Jerusalem so toe en vrou tussen Jerusalem, daai beweging. Hy wil, dis 'n metafoor, hy wil 'n metafoor van 'n journey on the road. Ek kom in Markus uit toevallig uit, Markus is voortdurend in die pad, né? Maar hierdie journey, en hy het allerhande goed daar, hy het 2 lang hoofstukke oor homself in die boek, en oor sy okay, julle, ekskuus, ek het ons meer nie oor aan te gee. Hy het, ja, ek gaan maar net, ek wil net ietsie sê oor die opstanding, is Andries nogal baie duidelik. Soos Bultmann sê hy, Jesus het opgestaan in die prediking. Dis nie historiese gebeurtenis, maar hy het dit gebeur wanneer Jesus verkondig word. Waar hy voortgaan. Dit is daai, dan lewe hy voort as dit ware. Dit is die opstanding. Dit is hoe hy baie gekritiseer daaroor. Baie ewig en so van, maar as jy daaroor dink, as jy daai goed nie metafories lees nie, dan kan jy net negatief wees daaroor. So hy sê die opstanding is metaforiese verhale, dit is waar Jesus gepredik word. Okay. Oor Andries wat baie diep tref in sy baie publikasies. Ek kan net in my databasis, my bibliografie, ek 120 publikasies van Andries vreeslik baie geskryf. Nou daar's in die Nuwe Testament praat ons van die Neusner principle. Daar's hierdie rabbi professor Jacob Neusner. Meer as 500 boeke. Hy het so baie boeke geskryf as sy seuns wat sy biblioteek soort van sê, hulle weet nie hoeveel nie. Meer as 500 boeke geskryf het. En Neusner het gesê, as ons so vra en sê, maar jy sê oor en oor dieselfde goed. Hy sê, but it's worth saying again. En anders is ook 'n bietjie so. Maar wat jy diep tref is dat hy wil 'n Jesus, 'n historiese Jesus skets, 'n werklikheid vir ons oproep maak van 'n Jesus vir almal. Nie dit vandag is ons baie meer gemaklik met so iets en so van ons onderskat hoe eksklusief teologie en godsdienste en kerke eintlik is. Nee, ons voorheen word uitgesluit. Andries sê Jesus vir almal en hy bedoel dit nou regtig vir almal. Hy sê hy so sê ja, even for the scientific scholars.
En Jesus vir almal, dit is 'n baie mooi ding om te wil sê, dat ons gelowigheid en geloofsoortuigings en soos baie keer uitsluitend en closing down en sê Jesus is nie so. Ek dink mense kan 'n paar metodologies en so van, en hy maak geen hy skryf nie vir wetenskaplik, of wel vir algemene wetenskaplik, hy skryf vir gelowiges. Hy sy gehoor. Ok, nou waarom dit dan nou doen? Ag mense, dit daaroor kan ons baie sê, hoekom, ek weet myself nie hoekom mense hierdie goed doen. Want dis interessant aan die een kant en so, maar ek dink, ons almal hou van die woord waarheid, en werklik, en so van, maar jy weet, waarheid en werklikheid hang eintlik af van die kweek van intellektuele deugde. Twyfel, skeptisisme, selfkritiek, en selfs godsdienstige waarheid, jy nie in enige finale posisies of die besit van vaste neerslae van waarhede nie, maar in die rigting van beweging wat gegee word, deur die lang spoor van gebroke beelde en verlate illusies. En dit het Willem Foster baie moeite oor gedoen om te sê, en ook anders, dat as jy net by iets van hierdie proses kan uitkom, van wat is nou werklik, wat gaan aan, wat moet ek aan myself ook verander, né? En ek wil maar net sê, ek dink hoekom mense hierdie goed doen is, ons kan nie hierdie gesprek afskeep. Ons het op jou en eintlik maar net mekaar, en ons moet ons standpunte na mekaar te vertaal. En daarmee sluit ek. Pieter, is daar enige, hoe onderlei dit ook al, historiese bewyse van Jesus? Kijk, daar is geen, soos in Okkerhof, historiese data, en nou onderskeid maak tussen die woorde data en getuienis. Data is nou, jy het iets soos van, jy moet dit eers interpreteer, dan word het getuienis vir iets. Nou is dit geen christelike data, of data wat wys aan die Christen of Jesus, een soort van uitlees die woord. Niks, jy was nie. Maar, as mens nou, as ons sê, wat se data het ons, en ons interpreteer dit, maak iets daarvan en so van. Ek dink, daar is 'n paar goed wat 'n mens met redelike sekerheid kan sê, wat dan nou getuienis is, wat nou bewyse kan wees en so. En daar's hierdie Amerikaanse geleerde Ed Parish Saunders. Hy begin sy sê, wat is die ene wat hoe al het hy het gesterf. Ons weet vir feit dat dit gegaan. Maar as jy nou daai doodgaan, nou is daar 'n klomp verhale daar rondom en so van, hy is gekruis. Jy kan daar uit 'n paar feite, maar ek vir myself dink, dit is belangrik om te, ek dink, Jesus was 'n Joodse rebel. Jy weet, in daai wêreld mag jy nie 'n swaard in 'n stadsgebied gedra het nie. Trouwens, net 'n soldaat mag 'n swaard dra, né? Of 'n edelman, 'n aristokraat. Jy mag nie. Maar wat weet ons? Jesus en sy hoekom is daar hierdie snaakse storie? Dis waarskynlik oor 'n swaarde by hulle gehad het. Hoekom is hy gearresteer? Hy het swaar, daar was swaar. Hoekom sou hulle enigsins? Kom ons los nou die storie van hy dit of dat en sulke dinge, maar hoekom sou hulle hom gearresteer het en gekruisig het? Daar was swaar by. Hy was 'n rebel. Hy het gedink, ek moet iets doen om hierdie situasie. Ek gaan Jerusalem toe en ons gaan iets daar doen. So hy het natuurlik totaal onderskat, nie besef hoe groot dit is in ons kind. Ja, so daar's 'n voorbeeld. 'n Ander ding wat ek dink wat 'n mens uit die gegevens redelik seker is, dat Jesus gedoop is. Nie een van hierdie evangelies sou sê hier, onthou in daai wêreld beteken as jy jou doop, jy kom tot bekering. Nou hoekom sal hulle sê Jesus het tot bekering gekom? Want dit het waarskynlik regtig gebeur. Dat hy het om wat doop leer ons die doop.
en daarom het hy nou is gedoen en hy het tot bekering gekom. Hy het bekeer oor die idee van die skrif. So daar's byvoorbeeld twee redelike goedjies wat ons kan sê, ons weet dit en so van. Vir die res, Pieter Crawford sê, ons moet al hierdie inligting, ons moet nie 'n manier kry wat ons dit minder maak, ons net 'n paar woordjies het van Jesus nie. Ons moet al hierdie inligting in 'n hele vervlegte mat plaas en daar uit 'n beeld maak en uit iets af en so. Ek dink ons kan met sekere goed sê. Ek hoop ek antwoord daar ons. Kyk, die oudste Christelike fisiese dokument wat ons het, nee, bewys en so, is kom hy so om by die jaar 175, give or take 20 years. En dis sulke papiersfragmente wat duidelik van die teks is. Dis die oudste goed wat ons het. Ons het nie ander. Pieter, ek wil net aansluit by die vraag wat gevra is. Bart Ehrman maak nogal 'n sterk punt en hy sê in Galasiërs, wat van die oudste geskrifte is in die Nuwe Testament, sê Paulus dat hy Jakobus die broer van die Here ontmoet het, wat vir Bart Ehrman sterk ondersteunende getuies is dat hy wel bestaan. Ja, kyk, daar is wel uit die eerste eeu uit Josefus geskrifte. Dis waarvan ek wil weet. Daar's twee verwysings deur Josefus, maar die een verwysing word alhoewel dit word bietjie bevraagteken, want dit lyk dit pas nie in Josefus nie. Maar die ander verwysing is presies, Josefus sê, Jakobus, Jakobus is dood. Hy is teruggestel. Nee, nou, hoekom is hierdie ouens, julle weet die Romeine was, hoekom het deel van die sukses van die Romeinse Ryk is? Hulle is baie tolerante ouens. Hulle sê, betaal jy belasting, moenie wapens maak of dra nie. Dit was al hele totale buitelandse beleid. Betaal jou belasting en moenie wapens. So, as jy in daai, so, wat was die, ja, en merk. John? I think die belangrikste woord wat jy gesê het, was wat Nolan gesê het, die practical purpose van die hele storie. Toe wat sy die ander maand gepraat het ek begin om te vra, what now? Wat maak ons met NHN en met Sakkie se denke? Toe by die huis denk ek, wat maak ek nou? En toe begin ek om te dit alles my herinner. Ek het vergeet van die tyd toe ek John A.T. Robertson se boek gelees, Honest to God. En dit het my baie daai tyd geroer. En Harvey Cox Secular City en Albert Nolan's Christianity before what Christ Jesus before Christianity. En dan, maar het altyd my bekom dat dit was nie Suid-Afrika, in the South Africa context. Nolan het nie Nolan het. Ja, very much. Harvey Cox het nie. Robertson het nie. Maar toe ontdek ek Sakkie se werke. En dit was diep in die Suid-Afrikaanse werklikheid. So, ja, dis waar ek staan. Ek vra vir myself, wat maak ek nou? Ja, want ek dink dit is wat hoekom stel ons belangrike geskiedenis, ons wil onsself, we want to understand ourselves better. That's why we're interested in history. We are looking for clues and lines that illuminate or explain or prompt us to reflect on identity and so on. En as jy wil identifiseer met die Christelike tradisie, ja, mense daar, dit is maklik om negatiewe, soos alle menslike verskynsels, is daar donker kant aan die Christelike tradisie, baie donker kant. Maar dis nie al wat daar is nie. En die historiese Jesus en refleksie en studie oor die historiese Jesus is deel van die ligkant.
waar jy pogings sien waar ons iets werkliks probeer konstrueer van hoe kan mens beter doen? Hoe kan jy dat Jesus die storie sê Jesus iets wil doen vir die mense rondom hom. Zeer sekerlik, of dit nou die regte manier is om te gaan predik en om Jerusalem toe te gaan het en sulke ding so van, maar die impak wat dit gehad het, dit weet ons vandag. Dit het 'n klomp mense meegesleep en geïnspireer om anders te dink oor God. Dit is wat my waar ek staan. As Jesus of die ook die Jesus werklik was of dit net 'n storie is. Dit is 'n rolmodel vir my. Ja. As hy bereid was om teen die kerk en teen die regering op te staan, dan You are saying exactly what Nolan is. Dan moet ek kan ek dit doen. Ja. Mooi. Pieter, ja, net 'n paar kan notas. Jy het gesê oor die feit dat in Suid-Afrika ons die bus gaan mis. En dit het my net so 'n bietjie laat dink presies wat dit alles behels. En dis goed soos die industriële revolusie. Die Renaissance, die Age of Enlightenment. Daai goeders het ons in 'n groot mate verbygegaan. En ek dink hoekom dit is, daar was van die begin af was daar so 'n politieke en 'n teologiese narratief in Suid-Afrika wat gefiltreer het wat is die storie? Wat weet jy nie, hoekom weet dan? Wat gaan daar aan net? Eenvoudig geskiedenis, dis wat jy moet doen. Ja, jy weet Molly, die voortrekker, ek het eintlik kon net julle foto's wys. Ek vat altyd as gaste het of ouens wat op die stadion ons het nou meer nie, maar nou wel by alles nou by Tuks, ons het altyd 'n klompie Duitse studente. Een keer 'n jaar dan kom hulle nou hiernatoe. Dis nou vat ek hulle 'n monument toe want ek wil hulle wys die ding van geskiedenis want daar word 'n verhaal uitgebeeld. En ek weet die eerste ding is wat daai ook by die deur staan as vir die hart van Afrikaner kultuur, né? As jy inloop, wat is die eerste ding wat jy daar sou sien? Is natuurlik daai geweldige moord van die so dit is 'n vreeslike gewelddadige verhaal. So nou moet jy wat jy kan mense wys. Geskiedenis, weet jy wat ons aan blootgestel het, maar ons moet die storie lees, ons moet die storie interpreteer. Lees die storie vir ons. Hierdie is 'n gewelddadige. Is dit nou my kultuur? Hierdie geweld, hierdie voortdurende eindelose geweld. Is dit waarvoor ons gaan doen? Die ander ding is wat word uitgelaat byvoorbeeld. Ek weet voor Bloedrivier 3 weke voor 3 of 4 weke ek nou nie heeltemal nie. Toe kyk Helsbos, daar was die eerste strafekspedisie. En hulle is in die voortrekkers is goed geroei deur die Zulus. Ja? Maar dit is nie eens daar nie. Niks daarvan is daar nie. Nie belangrik. Want dit is nie belangrik nie, want dit vertel nie die sekere verhaal. En dan natuurlik oor die God wat uitgebeeld word. Dis mense, ek weet daarom nou nie. En dit hier is ek steek nou my kop reg uit hierso. Ek weet nie, wat 'n soort God is wat sê, bou vir my kerk en ek sal 8000 Zulus dood. Fliksel. Dit is pragtig, man. Jy moet nie God insleep by sulke goed nie. Waar moet jy sê, hier is mense wat beklei het oor grond en oor beeste. En nou dink maar net hulle verraai en al daai dinge en so van. Maar daar is sekerlik 'n ander manier om dit te kon hanteer. Dit is wat ons moet leer. Okay, Pieter, jy het gesê daar moet ons so min weet van die historiese Jesus, kan ons soveel daarvan maak. Toe dink ek altyd, Jesus is soos die Rorschach in sielkunde, die noodklatte. Daar is so min detail, jy kan soveel daarvan maak, elkeen maak iets anders daarvan. Is daar enige, soos jy gesê, die koninkryk is nie 'n plek nie, dis 'n aktiwiteit. Jesus het opgestaan in die prediking, die metafories. Is daar enige geskrif wat Jesus metafories benader van sy geboorte, sy doop, sy sterfte, alles metafories, sy opstaan en metafories sien? O ja, weet jy, jong, in die 2de eeu
is daar die ortodokses noem dit die gnostiek. En hierdie gnostiese het presies dit gedoen. Kan julle glo in die tweede eeu? Het hulle konsekwent, die Jesus vooral konsekwent metafories gelees. Kan julle dit in Andries maak iets self in sy tweede boek oor die pad wat die kerk geloop het en in plaas van om die les te leer, maar dat hoe jy hierdie tekste op verskillende maniere kan benader, 'n dogma daarop afgeforceer het, so van. En dat dit is jammer dat daai gnostiese tradisies, hy het ook ander ebionietiese tradisie en so van wat hy die kleurspelers. Daai tradisie nooit deel geword van hoofstroom Christendom. Ja, want Herman sê dat as ons daai koptiese goed weer aanvaar het, dan was die hele godsdienst van ons baie vassier en warmer is. En baie naast. Want dan het jy van maar dit is want dan het jy hierdie metafore. Jy het geweet dit is 'n metafoor. Nie geweet nie, maar jy het dit gelees as 'n metafoor. Nie as 'n stuk hardheid nie, maar as 'n metafoor wat oopmaak, dat prompt, weet metafoor. Ja, dis 'n baie belangrike en dit is eintlik en dan nou in moderne tye daar's interessant as 'n paar sielkundiges wat oor Jesus skryf en dan sê kom ons lees hierdie goed metafories. Ons lees dit. Ek het 'n baie snaakse vraag. Ek wil weet, ek het nou gesien na een van daai boeke van Aarde het hy vir Jesus met die heilige geteken. Ek wil weet hoekom het die heiliges hier die heilige? Okay. Want wat jy weet is hoekom ek het Andries, dit is twee beroemde skilderye. het hy dit uit 'n skildery? Ja, dit is nie hy net afbeeldings van die skildery. Die Steense kapel het almal op sy hallo. So baie hallo kom so dit ontstaan so om by in die 5de eeu verskyn hierdie verskynings. Kyk, die vroegste uitbeeldinge van Jesus in die katakombes. Dit is fantasties om te gaan kyk, né? Hier is al van die katakombes en so van hier is daar muurskilderytjies, né? Wat kom uit die laat 2de eeu uit. En hoe is by Wesley Jesus? Hy's 'n jong man, want hy's 30 as hy dood, maar hy's 'n jong man, hy het nie baard nie, hy's 'n jong man. En hy dra 'n skaapie. En hy het werkersklere aan. Die klere en dinge so. Maar dan hier van die 4de eeu en dan in die 5de eeu kom die ding voor dat Jesus en heilig met hallo gedeeld word. Dit sê mos dat wanneer Moses in die tabernakel uitgekom en naai met God gepraat, dan sê hy op so geblak. Dit is wat die ouens daarmee wil wys. Hy is nie 'n mens nie. Dis presies wat. Jy sal sien daai ikoniese uitbeeldings van Jesus met die hallo. Die voete raak op met die grond. Dit is nie ouens wat rondom hom staan. Nee, dit is baie baie interessante goed hierdie. Maar Maria het baie Ja, die vorige paus Leo het baie werk gedoen om die Maria verering te bevestig. En die heel van die ding is, want jy sien, hoe kan 'n mens tot godheid lei? Dit moet andersom wees. So Maria is 'n divine being. Sy het ook redelik vroeg het sy ook hierdie hallo, die stralekrans hier gekry, want dit is in daai trant van Moses wat uitstraal. Dit is jy het goddelike energie binne jou. Jy's eintlik 'n bondel goddelikheid en dit wys. Okay, ons sluit af met Willem. Ek wil eintlik by Dion se vraag aangesluit het, dat ons ook miskien kan verwys na Feuerbach waar die mens se projeksie gebruik as 'n metafoor vir God. Met ander woorde, God is nie 'n konkrete entiteit nie, maar hy is 'n innerlike projeksie wat die mens doen. Ek dink dit sou ook Dion se vraag kon antwoord. Jy weet, as hy my nou minister van onderwys maak, en ek moet vir die universiteite sê, gooi al hierdie boeke weg, man. Skryf net 'n paar van die belangrike goed voor. Soos D.F. Strauss se boek oor Jesus. Julle sal nie glo nie.
maar al hierdie duisende boeke wat geskryf is, het ons nie ander beskrywings van Jesus wat ou Strauss in 1835 in Duits uitgewerk het. In Feuerbach se boeke, mense, ek het toe my doktorale studente, ons moes 'n paar goed lees voor ons begin kyk na 'n tema vir ding en so van. En dan het ek 'n Feuerbach geskryf. Jy moet van Feuerbach gelees het. Jy moet eers deur die 4 van Feuerbach gaan. Ja, ek kan net met jou daar saamstem dat jy kyk wat hierdie ons gedoen het, sê maar ons moet hierdie goed verklaar as menslike verskynsels. En dit is wat snaaks is, dit is nie negatief nie. As jy dit as menslike verskynsel dan maak dit jou juis mos nou meer mens, want nou dink jy, maar kon dit beter? Wat kan dit eintlik gewees het vir my dan nou en so van? As ek bly by hierdie mense, ek nie in die sieligheid in verval. Nee, dit is belangrik ook maar. Dankie dat julle geluister het. Ja, baie dankie.